Nou gaan ons op hierdie tweede gedeelte van die DVD aan en ons kyk na die nederigheid van Jesus. Hoe nederig was Jesus en hoe nederig wil hy hê moet ek en jy lewe? En ek begin weer met die vers wat ek net nou in heiligheid ook na gekyk het. En dis 2 Korintiërs 1 vers 13 wat sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Met ander woorde, dit wat die Bybel vir my ook skryf rondom nederigheid, kan ek lees soos dit daar staan. Ek kan dit verstaan soos dit daar staan. En ek kan dit toepas in my lewe net soos dit daar staan. Want onthou jy ook, ons het gekyk na in die vorige gedeelte na die vers in Matteus 22 vers 29 wat Jesus gesê het, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Want as ek ook gaan leer wat die skrifte vir my sê rondom nederigheid, gaan ek die krag van God in my eie lewe begin ervaar, wanneer ek ook in daardie nederigheid begin lewe. Maar wat sou die Bybel vir ons sê rondom nederigheid? Kom ons kyk na die eerste verse. Numeri 12 vers 3 sê, maar die man Moses was baie sagmoedig. Die Engelse Bybel sê meek en dit beteken nederig, meer as al die mense op die aardbodem. So hy was 'n nederige en 'n sagmoedige mens. En wat het dit tot gevolg gehad, hierdie nederigheid van hom? Kyk mooi in Eksodus 33 vers 11 staan daar, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Wat het dit vir Moses moontlik gemaak om met die Here van aangesig tot aangesig te spreek? Die feit dat hy so nederig was, die feit dat hy so sagmoedig was, die feit dat hy so lankmoedig, so geduldig was, dat hy al hoe meer die karaktereienskappe van God homself openbaar het. Daarom het God met hom van aangesig tot aangesig gespreek, soos met 'n vriend. Kan jy jou indink, hoe awesome moet dit nie wees, as die Here met my en jou ook van aangesig tot aangesig begin spreek, soos van met 'n vriend nie. Maar dan moet ek en jy ook begin leer om nederig te wees. Kyk na die volgende vers, Jesaja 57 vers 15 sê, want so sê die hoë en verhewene, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges. Kyk mooi, by wie woon die Here? By die verbrysseldes en die nederiges van gees. Hoekom? Want hy wil die nederiges van gees en gees weer optel. Hy wil die nederiges help om in hulle totale geestelike autoriteit te wandel, in daardie nederigheid wat hulle nog steeds het. Want mense, ons moet een ding reg verstaan, sommer hier in die begin van hierdie gedeelte. Nederigheid is nie patetiesheid nie. Vir te lank het Satan my en jou laat glo dat nederigheid is of vernedering of patetiesheid. Dit is alles behalwe. Ons moet weet, Jesus was die toppunt van nederigheid deur sy disippels se voete te was, maar hy het nog steeds opgestaan in sy volle geestelike autoriteit as die koning van alle konings. Nou net so het hy ons konings en priesters vir hom gemaak, maar ek en jy moet ook in nederigheid kan wandel, in nederigheid kan lewe soos hy. Want as ek in nederigheid lewe, wat is die wonderlike belofte wat ons nou net gelees het? Dan woon die Here by my, omdat ek nederig is van gees. Deuteronomium 8 vers 2 sê, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging. Dis om jou nederig te maak, en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Jy sien, jy moet besef, God het ons nie geroep tot trots en hoogmoed nie, want trots en hoogmoed is die ding wat veroorsaak het dat Satan uit die hemel uitgegooi is, en ons gaan nou 'n bietjie kyk, wat veroorsaak dit in mense se lewens. Nee, die Here het my en jou die laaste ruk van ons lewens gevat op 'n pad van verootmoediging, om te kyk of ek en jy nederig kan raak voor hom, en om te kyk of ek en jy bereid is om die eie ek neer te lê, die ou self neer te lê, om die ou trots en hoogmoed te breek in ons lewens, sodat ons al hoe meer nederig kan word soos Jesus, sodat ons al hoe meer na hom toe kan kom, want hy wil geweet het wat's in my en jou harte, of ons sy gebooie sal onderhou of nie. Nou, 1 Timoteus 1 vers 15 lees ons, Paulus sê 'n interessante ding. Hy sê dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Jesus Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Nou hoekom wys ek vir jou hierdie vers? Want as ons na die briewe van Paulus gaan kyk, sal ons sien hoe groei hy in die gees. Aanvanklik skryf hy in een van sy briewe, ek hoef nie terug te staan vir enigeen van die apostels nie. Later skryf hy, ek is die geringste van al die heiliges. En in die brief aan Timoteus skryf hy, ek is die vernaamste van alle sondaars. In die wêreldse oogpunt lyk dit of Paulus so gegroei het in die gees. In God se oogpunt het Paulus so gegroei in die gees. Hoekom?
want hy het gesterf van sy eie ek. Daai eie ek wat gesê het, man, ek hoef nie terug te staan vir enigiemand nie, tot by die punt wat hy sê, weet jy wat, selfs in hierdie awesome pad wat ek met God loop, is ek nog steeds die vernaamste van alle sondaars. Ek is nog steeds 'n sondaar, en dis ek en jy ook nog steeds. Ons sondig nog steeds voor die Here, maar daarom kan ek sê, Here, al is ek die vernaamste van alle sondaars, in nederigheid staan ek voor u troon. Here, ek staan in my geestelike autoriteit op, ek bely my sondes, ek stap deur dit, ek word al hoe sterker in die geloof, ek kom nader aan Jesus, ek begin al hoe meer heilig en rein lewe, ek begin al hoe meer in nederigheid wandel, en hierdie nederigheid bring autoriteit. Geestelike autoriteit om te sê, niks kan my meer aftrek nie. Ons moet net dit besef. Romeine 12 vers 3 skryf Paulus, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. En mense, weet jy wat, om besadig te wees beteken nie om met 'n lang, suur, stroewe gesig rond te loop nie. Nee man, God is die bron van alle vreugde. Hy is die bron van alle humor. So ek kan lekker lag vir alles wat rondom my gebeur. Ek kan feesvier met my Here. Ek kan feesvier met my Here Jesus en met die Vader. En ek hoef nie met 'n lang of 'n suur gesig rond te loop nie, maar al het ek hierdie vreugde, al het ek hierdie fees, al het ek hierdie wonderlike wete van hom in my, gaan ek nog steeds nie van myself meer dink as wat ek behoort te dink nie, want hy is in my. Alles wat ek doen, kry hy die eer voor. Alles wat ek by my werk kan doen, alles wat ek by my werk kan voleindig, of by die werk erkenning voor kry Jesus die eer voor. Al kry ek erkenning vir iets wat ek by die werk gedoen het, of by die skool gedoen het, of by my vriende gedoen het, of waar ook al, hy kry die eer, want dis hy wat ons bekwaam maak. So ek moenie van myself meer dink as wat ek behoort te dink nie. Galasiërs 6 vers 14 sê dit ook baie duidelik, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Die Here Jesus Christus se sterwe aan die kruis het beteken die wêreld is vir my gekruisig en ek is vir die wêreld gekruisig. Die oomblik wat ek daardie wonderlike daad van Jesus aan die kruis aanneem, die oomblik wat ek sê, Here Jesus, ek glo dat U vir my ook aan die kruis gesterf het, dan is ek vir die wêreld gekruisig en dan is die wêreld vir my gekruisig en wil ek nie meer roem oor myself nie. Ek wil nie meer sê, ag, weet julle wat ek alles vir hierdie firma gedoen het nie. Weet julle wat ek alles gedoen het in hierdie familie? Sonder my sal hulle uitmekaar uitval. Nee, dis alles die ek daai. In Lukas 9 vers 23 het Jesus dan duidelik gesê, as julle my wil volg, moet julle julleself, julle eie ek neerlê, julle kruis opneem en my volg. Mense, daai kruis is nie 'n fisiese kruis nie. Daai kruis is die neerlê van die self, om myself te kruisig, om al hoe meer soos Jesus te raak, in nederigheid en in reinheid en heiligheid en suiwerheid wat ons net nou van gepraat het. Ons lees in Lukas 9 vers 23, het ek nou net vir jou aangehaal, dit staan op die skerm, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Kyk mooi, my liewe vriende en vriendin, elke dag. Ek kan nie sê, weet jy wat, ek sal dit nou bietjie doen, volgende week weer 'n bietjie, die jaar daarna weer 'n bietjie nie. Nee, ek moet dit elke dag doen. Ek moet myself elke dag verloon en al hoe meer nederig word. Want onthou jy die vers Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Hoekom doen ons nie wat hy sê ook rondom die nederigheid nie? Hoekom raak ons nie al meer en meer soos hy rondom die nederigheid nie? Hoekom lê ons nie ook die verkeerde goeders af en ons trots en hoogmoed af nie? Want dis wat hy wil hê ons moet doen. Ons moet ophou om hom Here, Here te noem, maar steeds ongehoorsaam te bly. So is tyd dat ons hom Here, Here noem en gehoorsaam raak aan wat hy sê. Ons moet hom Here, Here noem en doen wat hy sê. Dit help nie ons noem hom Here, Here en ons doen nie wat hy sê nie. En weet jy wat? As Jesus al hoe meer in jou lewe en al hoe meer deur jou vloei in die feit dat hy jou lewe al hoe meer oorneem, gaan jy dit al hoe meer begin doen. Gaan jy al hoe meer begin doen wat hy in sy woord sê. Hoekom? Want jy wil. My liewe vriende en vriendin, maar dit is lekker om in 'n verhouding met God te wandel. Omdat ek in 'n verhouding is met hom, lief is vir hom as my pa, lief is vir Jesus as my ou boet, wil ek al hoe meer doen wat hulle sê. En onthou jy Filippense 4 vers 8, ons het hom net nou ook hanteer. Verder broers, alles wat waar is, eerbaar, regverdig, rein is, lieflik is, loflik is, ons moet dit bedink. Hoekom? Want dan gaan ons dit doen. Dit sluit ook in, as ek nederigheid bedink, gaan ek dit doen. Onthou jy? Kyk mooi na daai woord daar. Alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. So ek moet nederigheid bedink, want dit is 'n deug. Want Jesus was nederig en hy is in my. So as hy nederig was en hy is in my, kan ek ook nederig wees, sonder om 'n pateet te wees.
Nederig wees sonder om verneder te word, want ek staan op in my geestelike autoriteit. Al trap hulle my vlees in die grond in, al trap hulle my emosies en my siel in die grond in my gees staan ek op in autoriteit en ek sê, weet julle wat, julle kan my sleg sê, julle kan my kwaad doen, julle kan my skel, julle kan my vernietig, julle kan my selfs doodmaak, maar julle gaan nie my gees kan aanraak nie, want my gees staan in autoriteit en my gees bly lief vir julle, maak nie saak wat julle aan my doen nie, want ek is soos wat Jesus wil hê ek moet wees, ek is nederig soos wat hy nederig is. En in 1 Korintiërs 1 vers 18 lees ons, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Hierdie woord van die kruis is die boodskap van die kruis. Die boodskap dat Jesus vir my en jou aan 'n kruis gesterf het. Dis dwaasheid vir hulle wat verlore gaan, want kyk maar daar buite in die wêreld, in hoe mate probeer hulle bewys dat Jesus het nooit aan 'n kruis gesterf nie, of Jesus lewe nog steeds, of Jesus het lank daarna nog gelewe, of wat ook al die twak is wat hulle vir ons probeer opvoer daar buite in die wêreld. Hoekom? Want die woord van die kruis is vir hulle dwaasheid. Die woord wat sê dat Jesus aan 'n kruis gesterf het om vir my en jou ewige redding te bring, dis vir die mense daar buite dwaasheid, maar vir my en jou wat gered word, is dit die krag van God. Maar hoekom sukkel so baie mense daar buite om hierdie woord, hierdie boodskap van die kruis te kan aanvaar? Want ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 13 en 14, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens, dis die ou wat alles wil beredeneer daar buite, neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En daar is die hele punt. Ek en jy, wat die Heilige Gees van God aangeneem het, wat wedergebore is in Jesus, en wat Jesus in ons het, en wat al hoe meer soos hy begin word, verstaan hierdie dinge, want ons beoordeel dit in die Gees. Maar hulle daar buite, wat alles met die kop wil uitredeneer, dit maak nie sin in die kop dat Jesus vir ons aan 'n kruis sou sterf nie. Dit maak nie sin in die kop dat God sy enigste seun sou laat sterf het, sodat ek en jy ewige lewe kan kry nie. In die kop maak dit nie sin nie. In die natuurlike maak dit nie sin nie, maar in die Gees. As ek dit in die Gees vat, in die Gees dit vir my doeëien, as ek, wow, Here, dis vir my so wonderlik as ek dit geestelik beoordeel. Nou weet ek wat het gebeur, en ek weet U het dit gedoen vir my, en daarom wil ek graag soos U wees. Daarom wil ek graag soos U seun wees. Leer my om al hoe meer soos Jesus te wees. Dan sluit dit in dat ek al hoe meer nederig wil wees soos hy, maar nog steeds in autoriteit kan lewe. En dankie Here vir die voorreg dat U dit ook vir my gee. Maar dis 'n keuse wat ek en jy elke dag van ons lewens moet maak. Nou gaan ons kyk, wat is die Bybelse waarskuwings oor trots en hoogmoed of teen trots en hoogmoed? Want onthou, trots en hoogmoed is die ding wat gemaak het dat Satan uit die hemel uitgegooi was. Want hy het trots en hoogmoedig geraak en hy het gesê ek wil soos God wees, en toe word hy uitgegooi. Want God wil nederigheid mos hê. Hy wil nie trots en hoogmoed hê nie. So wat sê die Bybel vir ons oor trots en hoogmoed? Lees saam met my. Psalm 68 vers 6b, dis die laaste stukkie van daardie Psalm, sê maar die wederstrewiges woon in 'n dor land. Nou 'n wederstrewige is een wat in opstand kom teen God of teen die woord van God. Hulle woon in 'n dor land. Weet jy wat, die volk is veronderstel gewees om binne 11 dae van Egipte af te trek tot in die beloofde land. Toe vat dit hulle 40 jaar. Hoekom? Omdat hulle wederstrewig was. Omdat hulle trots en hoogmoedig was. Omdat hulle heeltyd in opstand wou kom teen God. En nie wou nederig raak en hulle self wou submit onder hom. Hulle wou onderwerp aan sy reëls en sy regulasies om hulle ten goeie deur te laat trek nie. En daarom moet ek en jy besluit, as ek en jy wederstrewig is teen die woord van God, moet ons besef, ons gaan in 'n dor land woon. Hulle was veronderstel om deur die woestyn te trek, en toe woon hulle in die woestyn vir 40 jaar lank, en almal van hulle dae gesterf, behalwe 2. So jy moet besluit of jy met jou lewe in 'n dor land wil bly woon. Voel dit vir jou baie keer of jou finansies 'n woestyn is, of jou huwelik 'n woestyn is, of jou verhouding met jou kinders 'n woestyn is, dan moet jy dalk net vir die Here gaan vra, Here, is dit dalk omdat ek trots en hoogmoedig is, omdat ek wederstrewig is, nie bereid is om my lewe te onderwerp aan U woord nie, en in suiwerheid voor U te lewe nie? Want Here, ek wil nie meer in hierdie dorland woon nie. Here, ek wil graag sien hoe U my begin seën. Ek wil graag groei begin sien in my lewe. En dankie dat ek dit kan doen net in U krag, want ek doen dit nie in my eie krag nie. Die volgende vers, Jakobus 4 vers 6, wat sê, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Oepsie, kyk mooi wat staan daar. Wie weerstaan die hoogmoediges? God.
Aan wie gee hy genade? Aan die nederiges. So hy gee nie genade aan die hoogmoediges nie. Hy weerstaan hulle self. So my liewe vriende en vriendin, as dit vir jou baie keer voel, maar genade, wat is besig om my lewe te gebeur? Hoekom kry ek nie deurbrake nie? Wat is aan die gang? Wat se aanslae is daar op my? Moet jy dalk eers gaan vra, Here, is dit dalk U wat besig is om my te weerstaan omdat ek trots en hoogmoedig is? Omdat ek nog nie nederig begin raak het in die manier wat ek met die mense rondom my werk nie, die manier wat ek met die mense rondom my praat nie? Here, wys my, as daar al hoogmoed is, moet ek dit neerlê voor U. Ek moet dit bely, ek moet dit breek, sodat ek ook as 'n nederige genade van U kan ontvang. Maar hierdie word meer as een keer herhaal in die Bybel. Lees nou saam met my 1 Petrus 5, vers 5 tot 6. Wees almal met ootmoed, dis met nederigheid bekleed, in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Daar's weer herhaling, dat God die een is, wat die hoogmoediges weerstaan. So ek en jy moet besluit in hoe mate wil ons hoogmoedig bly, en daardeur God se weerstand in ons lewens gaan ervaar. Jesaja 2 vers 12. Want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare, oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word. Jy sien, alles wat trots en hoog is, alles wat verhewe is, sal verneder word in die dag van die Here. Spreuke 29 vers 23 sê, die trotsheid van 'n mens verneder hom, maar die nederige van gees sal eer verkry. Wat verneder 'n mens? Die trotsheid van 'n mens. As jy trots is, gaan jou trots jou verneder, my vriende en vriendin, want jy gaan trots en hoogmoedig wees op iets, en op 'n dag gaan jy met jou gesig in die modder val, en dit gaan jou verneder. Maar as jy nederig van gees is, sal jy eer verkry, want God sal jou verhoog. In Psalm 101 vers 5 en 6 lees ons, hy wat hoog van oë is en trots van hart, hom verdra ek nie. Maar hy wat wandel in die weg van opregtheid, die mag my dien. Wie verdra God nie? Hy wat hoog van oë is en trots van hart. So ek en jy moet klaar kry met ons trotsheid. Jesaja 13 vers 11 sê, en ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid, en ek sal die trots van die vermeteles laat ophou, en die hoogmoed van tiranne verneder. Wat gaan God laat ophou? Die trots van die vermeteles en die hoogmoed van die tiranne. En my vriende en vriendin, ons moet een ding besef. Baie mense sê vir my, Matian, ek is nie 'n tiran nie. Sê ek regtig? Dink maar bietjie, hoe tree jy by die huis op teenoor jou vrou en jou kinders? Tree jy ook soos 'n tiran op wat jou vingers klap en almal moet net spring? Nou moet jy besef, die Bybel sê, God sal die hoogmoed van die tiranne verneder. As jy so optree en nie 'n man van God vir jou vrou is nie, nie 'n pa van God vir jou kinders is nie, dan sal God jou hoogmoed verneder. En my broer en suster, hoe lank wil jy dit nog toelaat? Hoe lank wil jy nog toelaat dat Satan jou gebruik as 'n instrument van destruction, 'n instrument van vernietiging in jou eie familie? Wanneer gaan jy op die punt begin kom en sê, maar ek wil soos Jesus wees. Ek wil Jesus al hoe meer begin toelaat om deur my te werk, sodat my familie, my kinders, my mense by die werk kan sien, waarlik, daar's 'n verandering in hierdie man. Ek is nie meer soos die wêreld nie. Ek is nou soos Jesus. Maar kyk verder, wat staan daar in Spreuke 16 vers 18? Trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. Dit beteken, as ek trots is, kom daar 'n verbreeking iewers in my lewe. En as ek hoogmoedig is, kom daar 'n val in my lewe. Want as ek vol is van my eie ek, vol is van dit wat ek gedoen het en wat ek kan doen en wat ek bereik het, dan moet ek weet daar's 'n val daarvoor iewers. Dit kan 'n jaar van nou af wees, dit kan 10 jaar van nou af wees, dit kan 20 jaar van nou af wees, maar trotsheid kom voor die verbreeking. As ek trots is, gaan daar 'n verbreeking wees. As ek hoogmoedig is, gaan daar 'n val wees. En daardie verbreeking beteken ook dat daar 'n verbreeking is in verhouding tussen my en my vrou of my en my kinders. Dat my verhouding verbreek word met die mense rondom my omdat ek so trots is. En ons moet begin besef, ons moet dit al hoe meer begin doen soos wat Jesus dit doen. 2 Samuel 22 vers 28 sê, en u verlos die verdrukte volk, maar u oë is teen die hoogmoediges, u verneder hulle. Haai my liewe vriende en vriendin, kan jy sien, daar's teksvers op teksvers op teksvers in die Bybel wat sê, God verneder die hoogmoediges. Nou hoe lank wil ek en jy nog trots en hoogmoedig wees?
Omdat ons dink ons is beter as ander mense, dink ons is beter as ander volke, dink ons is beter as mense van ander velklere. Jammer, ek kan nie daarmee saamstem nie, want my Bybel sê, gaan maak disippels van al die nasies. En my Bybel sê, ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ek verstaan nie. So ek lees nasies, ek verstaan al die nasies. En ek wil disippels maak van almal wat ek sien, of hy bruin, of geel, of groen, of swart, of watter kleur ook al is. Ek wil hom vertel van die Here Jesus Christus en van die wonderlike werk wat hy vir my gedoen het. As jy van my verskil is reg, jy gaan eendag voor God se troon staan met dit wat jy gedink het reg is, maar ek gaan eendag voor God se troon staan met dit wat ek sien. Ek staan veel eerder voor God se troon enigenis en ek sê, Here, ek het u genade oorskat en ek het alle volke van u vertel, as wat ek eendag voor die troon staan en sê, Here, ek het u genade onderskat en u evangelieboodskap net aan sekeres vertel. Maar nou ja, dis die keuse wat jy self maak daar buite. Ek weet, ek wil nie trots en hoogmoedig wees omdat ek dink ek is beter as ander nie. Ek is 'n prins van God, ja. Ek weet dit en ek weet ook ek het geestelike autoriteit, maar omdat ek dit juis weet, maak dit my soveel meer nederig voor God. Maak dit my soveel meer dat ek soos Jesus wil nederig wees voor die mense rondom my, dat ek nie wil dink ek is beter as hulle nie. Maar kyk wat staan verder in Jesaja 3 vers 16 en 17. Omdat die dogters van Sion, dis die vrouens van God se kerk, trots is en loop met uitgerekte nek en met die oë lok, daarom sal die Here hulle skaamte ontbloot. So my susters daar buite, hou ook op om trots en hoogmoedig te wees, want die Here gaan jou skaamte ontbloot as jy gaan aangaan om so trots te wees. En ons moet ophou om afgunstig te wees op mense omdat hulle hoogmoedig is. Lees mooi, ons sien in Psalm 73, het die psalmdigter ook 'n probleem gehad. Hy sê daar in vers 4 tot 6 en vers 16 tot 18, want ek was afgunstig toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Want daar is geen kwellings by hulle nie. Gesond en vet is hulle liggaam. Daarom is die trots om hulle soos 'n halssieraad. Toe het ek nagedink om dit te verstaan. Totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Waarlik, u stel hulle op gladde plekke. U laat hulle in puin val. Wie laat God in puin val? Hulle wat trots en hoogmoedig is. Hulle wat daar buite is, wat dink hulle is grand, want dit gaan so goed met hulle. Hulle is voorspoedig in die fisiese, hulle is voorspoedig in hulle finansies, hulle is voorspoedig in hulle besighede, maar dinge is nie lekker rondom hulle nie. Hoekom nie? Want hulle einde is anders as my en jou einde. My en jou einde is 'n ewige heerlikheid saam met die Vader. Hulle einde is daar ver onder waar dit nie so lekker gaan wees nie. Maar die punt is wat ek en jy moet raak lees. Ons moet ophou om afgunstig te wees op hierdie mense en ons moet begin bid vir hulle siele. Want die Here gaan nie eendag voor die troon vir my sê, my kind, hoekom was jy afgunstig op sy nuwe karre nie? Hy gaan vra, my kind, hoekom het jy nie gebid vir sy siel nie? Want ek het dan vir jou gesê, gaan maak disippels van al die nasies. Hoekom het jy vasgeskop teen sy trots en hoogmoed en nie vir dit gebid nie? Hoekom het jy nie teen dit gebid nie? Hoekom het jy weggedraai en nie gebid dat hy deur my gees oortuig word, sodat ek in sy hart kon werk nie? Hoekom het jy net stil gebly, my kind? Hoekom het jy nie gedoen wat ek gesê het jy moet doen nie? En wat gaan ons vir God sê? Nee, Here, ek wil graag, selfs vir daai mense wat die wit waks uit my uit irriteer, wil ek bid. En ek wil bid dat u hulle trots en hoogmoed sal verander en verneder, sodat hulle gees na u toe kan draai, sodat hulle na u toe kan kom, sodat hulle ook nederig kan word soos Jesus, sodat hulle ander mense kan gaan leer van u nederigheid. Markus 7 vers 21 tot 23 sê vir ons, wat is booshede? Want van binne uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes, hoerery, hebsug, bedrog, lastering, hoogmoed. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Daar is dan nou vir jou baie duidelike bevestiging uit die Bybel uit, my vriend en vriendin, dat hoogmoed is 'n boosheid. En wie is die vader van die bose? Satan. So waar kom hoogmoed vandaan? Van Satan af. Psalm 18 vers 28 sê, want u verlos die verdrukte volk, maar u verneder die oë wat hoog is. Wat verneder hy? Die oë wat hoog is. Mense, hier is daarom nou maar vir jou teksvers op teksvers op teksvers wat sê, God weerstaan my en jou as ons trots en hoogmoedig is. So dit sê vir my, as ons nou teruggaan na die eerste deel van hierdie DVD, as ek in heiligheid, reinheid en suiwerheid aan hom wil lewe, as ek al hoe meer myself oopstel aan Jesus, sê ek, Here, waar is daar nog trots in my lewe? Wys my, waar is ek nog bietjie hoogmoedig? Is dit teenoor die ander Christene in die kerk saam met my? Dink ek is beter as hulle? Het ek bietjie geestelike hoogmoed? Vader, ek bely dit voor u. Vergewe my, ek breek dit. Ek wil nederig wees. Ek wil hulle dien. Ek wil hulle bedien. Here, as ek bietjie hoogmoedig by die werk omdat ek dink ek is beter as die ander werkers, is ek hoogmoedig op die mense daar buite in die wêreld. Here, wys dit vir my dat ek dit kan neerlê, want ek wil nie hê dat ek verneder moet word en deur u self weerstaan moet word nie. Here, ek wil dan juist nader aan u kom. Vergewe my trots, Here. En ons moet weet, die Here wil dit graag doen. Hy is so gewillig. Die Bybel sê God is vergewensgesind.
En hy sal sê, ek dink nooit weer aan jou sondes en ongeregtighede nie. As 'n paar teksverse in die Bybel wat dit so bevestig. So ons moet dit net voor God bely en dan moet ons klaar kry daarmee. En ons gaan 'n bietjie kyk, wat se ander manifestasies van trots kry ons ook in die wêreld daar buite. Ek het eendag na 'n baie mooi preek geluister waar die prediker gepraat het oor die 5 manifestasies van trots. So kom ons kyk, wat is hierdie 5 manifestasies van trots? En die eerste ene is, pride will always seek the honor of men. Jy sien, wil ek net heeltyd mense rondom my hê, wat vir my vertel hoe goed ek is, het sy in my besigheid of waar ook al, en wat my eienskappe eer en my op hulle hande dra, of is ek ook bereid om bietjie na ander mense toe uit te reik en vir hulle te vertel hoe great is hulle, om hulle bietjie op te bou, om hulle bietjie te bemoedig en te stig. Maar jy sien, pride kan dit nie doen nie, trots kan dit nie doen nie. Trots wil altyd die eer van mense vir homself hê. Kyk wat ek gedoen het. Kom ek vertel vir julle wat ek gedoen het. Nee. Jesus sê ons moet sterf aan onsself. Die tweede ene, pride is never impressed. Kan ander mense my ook nooit beïndruk met wat hulle of hulle gesinne bereik of gedoen het nie, aangesien ek of myne in my oë altyd beter is? Waar kry mense 'n baie praktiese voorbeeld van hierdie tipe van ding? Ek het dit al gesien by laerskool atletiek. Dan kom daar 'n pa by een van sy vriende en hy vertel met groot trots vir sy vriend, maar dis nou regtig liefdevolle trots van 'n pa, van sy klein seentjie van 10 jaar oud, wat alles in sy vermoë ingesit het en gehardloop het, en hy het vraggies het hy 60 gekom, maar dit was sy beste gewees, en hierdie pa is so trots op sy seentjie wat 60 gekom het, en wat sê die ander pa vir hom? Ag nee, weet jy wat, dis niks, my kind het nou al 2 jaar na mekaar, het hy provinsiale klere gekry, hy het nou al 2 jaar na mekaar die beste gekom, alles. Jy sien, pride is never impressed. In steede daarvan dat hierdie persoon net so trots is op sy seun wat die provinsiale klere gekry het, maar in steede daarvan om dit uit te basyn op 'n trots en hoogmoedige wyse, kon hy hierdie ander pa bemoedig deur te sê, weet jy wat, dis awesome. Prys die Here vir jou seun. Kom ons bid dat die Here hom nog meer gaan bless met daardie talent en dat hy al hoe beter sal vaar, of dat hy sal weet as hy die beste gegee het, hy het dit vir Jesus gedoen. Maar jy sien, pride is never impressed. Trots en hoogmoed is nooit beïndruk deur wat ander kan doen nie, want hy wil net heeltyd vir almal vertel wat hy gedoen het en wat sy mense kan doen, en dit is 'n lelike manifestasie van trots in ons wêreld daar buite. Punt nommer 3, pride is always an expert. Weet ek in alle gesprekke altyd van beter as ander, omdat ek dalk geleerd is, of omdat ek een of ander kwalifikasie het wat ander dalk nie het nie? Jy weet, ek kry dit so baie, ek kan so lag, ek sit in gesprekke, dan is persone besig om te gesels, byvoorbeeld, dan sal die een ou sê, maar sy broer is 'n brugbouer, en hy het hierdie en hierdie met die brug gebou, en sê die ander, ag man, hierdie ou weet niks nie, hy weet nie om brug te bou nie, jy moet dit doen met 'n brug, jy moet dit doen met 'n brug, en dan vra hulle vir die ou nou, maar wat sy werk doen jy? Dan sê hy, o nee, hy's 'n rekenaar, of 'n rekenmeester, of wat ook al die geval mag wees. Wat weet hy van brugbouery af? Maar jy sien, omdat hy trots en hoogmoedig is hy altyd 'n expert, maak nie saak oor wat nie. Nee, ons moet op tye begin kom dat ek kan sê, weet jy wat, ek erken, hierdie ou weet meer van hierdie goeders as ek, daai ou weet meer van hierdie goeders as ek, maar wat God aanbetref, kan ek altyd sê, Here, ek wil al hoe meer by U leer oor die geestelike dinge, want ek wil al hoe meer nederig word soos U. Ek wil nie altyd die expert wees oor alles nie, want onthou mense, die Bybel sê, ons almal ken ten dele. Niemand op hierdie aarde, geen Christen gelowige, maak nie saak wat hy is nie, is 'n expert in die geloof nie, want ons almal is nog besig om te groei. Ons is almal besig om al hoe nader aan Jesus te kom en al hoe meer soos hy te wees. So ons almal kan by mekaar leer. Ons moet heeltyd bereid wees om by mekaar te leer, maar ook daar kry ons 'n ding wat ons noem geestelike hoogmoed. Daar's ongelukkig te veel Christene wat sê, ag man, ek is 'n expert, jy kan my niks meer leer nie. Jy kan my niks meer leer van die Bybel nie. Oepsie, is reg. Jy moet maar vir die Here gaan vra of jy heeltemal reg is met daardie siening van jou. Die volgende punt is, pride always thinks it is perfect and is therefore unteachable. Dink ek ook soms, soos hierbo genoem, dink ek ook ek is perfek? Of is ek wel, ook op geestelike vlak, teachable, met ander woorde opleibaar of oortuigbaar? So baie mense sê, man, basta, ek glo nie hierin nie, so, nou is dit nie so nie. Jy kan my niks verder leer rondom hierdie goed van die Bybel nie. Onthou wat ek nou net gesê het, oppas vir geestelike hoogmoed, of ook hoogmoed by die werk, of hoogmoed teenoor jou familie en vriende, omdat jy heeltyd wil wen met speletjies. As daar 'n speletjie gespeel word, dan gooi jy 'n tantrum omdat jy verloor het, want jy is trots en hoogmoedig. Wat is ou speletjie tog? Ek het daai probleem gehad.
Ek het elke keer my speelgoed uit die kot uitgegooi as ek verloor het in 'n speletjie. En dit was net 'n speletjie. Hoekom? Want ek was trots en hoogmoedig. En ek het nodig gehad om dit voor God te bely en te sê, Vader, vergewe my en vat hierdie trots en hoogmoed asseblief uit my lewe uit weg. En ek moes vir die gees van trots en hoogmoed van Satan sê, die Here bestraf jou Satan uit my gedagtes uit my lewe uit in Jesus Christus se naam, sodat ek nederig kan raak soos Jesus. Die 5de punt is pride cannot receive. Weier ek ook altyd om enigiets van enigiemand te ontvang? Wil ek altyd die een wees wat vir alles betaal? Kyk maar, as mense saam gaan uit eet. Dis eers almal gryp vir die rekening wat inkom, want almal wil vir almal bewys, man, hierdie rekening kan ek betaal. Ek het nie jou geld nodig nie, ek het nie jou hulp nodig nie. Ek is in staat om vir myself te sorg. Mense, weet jy wat? Ek het in my lewe alles verloor, 9 jaar gelede in my lewe. En dis wat toe ek by God ook uitgekom het. En toe moes ek leer om van ander mense te ontvang. Weet jy, dit vat nogal aan 'n mens as jy by vriende moet gaan geld kry om groceries te koop. Dit leer jou van nederigheid, om te besef, weet jy, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor wat jy gedoen het en wat jy kan doen nie. Maar ons moet ook aan leer ontvang. Ons moet ook aan leer ontvang, want God wil daardie persoon wat die geld vir jou gee, of vir my gegee het, seën omdat hy so gehoorsaam is om my te seën. As ek weier om sy geld te vat, dan is ek besig om sy seëninge te steel. Want God wil hom dalk net gebless het omdat hy my seën. Nou sê ek, nee, ek kan dit nie vat nie. Nou steel ek sy seëninge omdat ek trots en hoogmoedig is. Pride cannot receive. Maar ons moet weet, hierdie goeders is booshede, ons het mos net gesien. So, dit kom van Satan af. En 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam. Want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En hy wil ons verslind met trots en hoogmoed. My vriende en vriendin, kyk maar net weer op hierdie DVD na hierdie 5 manifestasies van trots en vra vir die Here, is dit dalk in jou lewe teenwoordig? Indien wel, moet jy dit net bely voor God en sê, Vader, vergewe my asseblief, en die Here gaan jou vergewe. Maar as daar 'n tweede deel, dan moet jy vir Satan se geeste van trots en hoogmoed sê, verdwyn uit my gedagtes, my lewe uit in Jesus Christus se naam. Nou goed, my liewe vriende en vriendin, wat moet ek en jy dan doen as ons nederig wil lewe soos Jesus? Wat sou die Bybel vir ons sê? Kom ons lees saam daar in 2 Kronieke 7 vers 14. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, punt 1, hulle verootmoedig, en punt 2, bid, en punt 3, my aangesig soek, en punt 4, hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees. Kyk mooi saam met my, daar is 4 goed wat ek en jy moet doen. Daar is so baie mense wat na my toe kom en sê, Tiaan, maar ek bid en ek soek die Here se aangesig, maar niks gebeur in my lewe nie. Dan sê my gou broer, het jy jou al bietjie verootmoedig? Want ek sien jy sukkel bietjie met trots en hoogmoed wanneer jy by die werk is. Ek sien jy sukkel bietjie met trots en hoogmoed wanneer jy saam met ander Christene is. En ek sien jy sukkel nog om van sekere verkeerde goeders ontslae te raak. Dit help nie jy doen net 2 van die 4 goed en verwag dat die Here moet vergewe en genesing in jou liggaam en in jou lewe bring nie. Want jy sien, die Here kan net ons sonde vergewe in ons land, wat ook insluit natuurlik ons liggame, genees as ons al 4 hierdie dinge doen. So ek moet my verootmoedig, ek moet nederig raak voor God, ek moet bid, ek moet sy aangesig soek, en ek moet my bekeer van my verkeerde weë. En onthou, bekeer beteken om weg te draai van die verkeerde goed, en ek moet nuwe dinge begin doen, daar buite vir God, soos wat Jesus dit wil hê. Esdra 8, vers 21 sê, toe het ek daar 'n vastyd uitgeroep, om ons te verootmoedig voor die aangesig van onsse God, ten einde van hom 'n voorspoedige reis te vra vir ons en ons families en al ons goed. Jy sien, ek mag na God toe gaan en vra in nederigheid, maar weet jy wat is so lekker? As hy my pa is, dan kan ek met vrymoedigheid voor sy genade troon kom, sê Hebreërs 4 vers 15 en 16. Ek kan met vrymoedigheid voor hom gaan, maar ek is nog steeds in nederigheid voor hom, want hy is nog steeds die skepper van hemel en aarde. Hy is nog steeds die koning, die een vir wie ek eerbied, respek, ontzag en liefde het. So ek gaan in my verootmoediging voor hom, in my nederigheid voor hom, en ek sê, Here, dankie dat ek weet, U sal die engele opdrag gee en gaan in my. Vra die engele om ons asseblief veilig te hou op ons reis, waar ons ook al heen gaan. Waar my kinders nou ook al heen gaan, as hulle met die skoolbus moet ry, of hulle moet iets gaan doen, dat die engele saam met hulle sal wees. En ek kan dit doen, want ek is nederig voor my Vader, en hy sê, my kind, ek sien jou nederigheid aan, ek sien jou verootmoediging aan, en ek gee hierdie beskerming. Daniël 10 vers 12, Daniël het gebid, en 'n engel kom terug om vir Daniël die antwoord te gee, en hy sê vir hom, toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. Sien jy, my liewe vriende en vriendin? Baie mense sê vir my, Matian, ek bid teen die ceiling vas. Nou baie keer bid ek teen die ceiling vas,
omdat ek trots en hoogmoed nog in my lewe het. Want onthou, as ek trots en hoogmoed in my lewe het, dan weerstaan God my. Dan is daar 'n ceiling waarteen ek vasbyt. Maar as ek weet, daar's nie trots en hoogmoed voor my nie, dan weet ek, hierdie teksvers sê vir my, van die eerste dag af, wat ek my hart daarop rig, om my voor God te verootmoedig, om ag te slaan op sy woord, om te doen wat hier staan, dan het hy my woorde gehoor, en sal hy vir my daardie bevestiging bring, of die antwoord bring. In 2 Samuel 6 vers 22 sien ek Dawid sê 'n interessante ding vir Michal, sy vrou. Sy trap hom uit omdat hy om 'n half uit sy klere uitgedans het voor die ark van die Here. Hy het daarom nie homself heeltemal naak gedans nie, mense, ons moet dit reg verstaan. Hy het nog 'n linnekleed onder aangehad. Maar dan sê hy vir haar, ek sal my nog geringer ag as dit. Ek sal nederig wees in my eie oë. Kan jy sien? Ek moenie net nederig wees voor God nie, ek moet kan nederig wees in my eie oë. Ek moet regtig voor 'n spieël kan gaan staan en sê, weet jy wat, ek is bly dat jy nederig is. Ek is bly dat jy as prins van God of prinses van God nederig is voor jou Vader. Al het jy volle geestelike autoriteit, al spreek jy met autoriteit, is jy nog steeds nederig. En ek is bly dat jy dit so kan doen en mag die Here jou daarvoor bless. Maar ons moet weet, ek moet nederig kan wees in my eie oë. En as ek dit nie kan doen nie, moet ek vir die Here vra, Here, help my om nederig te wees. Here, want ek is mos tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Dit sluit in dat ek ook in staat is om nederig te wees deur Christus wat my die krag gee. Maar ek herhaal, my vriende en vriendinne, nederigheid beteken nie patetiesheid nie. Dit beteken nie ek en jy moet elke keer agteroorval as iemand net sê, "Sjoe nie." Ons kan nog steeds opstaan en sê, nee, wat julle nou doen is verkeerd in die naam van Jesus Christus. Dit beteken nie, ek is nie nederig as ek iemand anders te bestraf of vermaan nie. Want die Bybel sê, vermaan mekaar, bestraf mekaar. As jy sien iemand anders te maak droog, kan jy hom nog steeds gaan bestraf in die geestelike autoriteit wat jy het. Maar net so moet jy bestraffing kan aanvaar wanneer jy droog maak. Net so moet jy bestraffing en vermaaning kan aanvaar as jy droog gemaak het en iemand kom jou aanspreek en sê, nee, jy's nou verkeerd. Repent dit voor Here. Dan moet ons dit bely voor God en sê, Here, ek is jammer. Filippense 2 vers 3 sê, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Kan jy sien, my broer en suster, in nederigheid moet ek jou, my vrou, my kinders, die mense rondom my, die mense wat in die straat loop, hoër ag as myself. Beteken nie ek is 'n pateet nie. Ek is net nederig soos Jesus nederig was, maar kan nog steeds met autoriteit praat wanneer dit tyd is. Maar ek wil in nederigheid ander hoër ag as myself. Ek wil my vrou hoër ag as myself. My kinders hoër ag as myself. Dit beteken nie ek is nou skielik nie meer koning, priester en profeet van my huis nie. Ek is nog steeds koning, priester en profeet van my huis, want God het my so aangestel. Ons het ook 'n DVD op die mark vir die manne spesifiek wat getitel is koning, priester en profeet. En is jy dit? Daardie DVD bespreek hierdie hele aspek. Handelinge 20 vers 19 sê, Paulus is aan die woord, hy sê, julle weet hoe ek die hele tyd by julle gewees het en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge. Hoe het hy God gedien? Nie met trots en hoogmoed voor mense nie. Dit is Paulus wat praat hierso, mense. Paulus het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf en hy sê, ek het die Here gedien met nederigheid, met baie trane en beproewinge. So die feit dat ek en jy nederig is, en die feit dat ek en jy geestelike autoriteit het, beteken nie, ons gaan nie beproewinge hê nie, beteken nie, dat gaan nie trane in ons lewe hê nie, want die woord sê baie duidelik vir ons, elkeen wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. As jy daar buite gaan gaan probeer om so nederig te lewe, soos wat die woord vir ons sê, of so heilig en rein te lewe, soos wat die woord vir ons sê, gaan die mense vir jou vervolg, en sê, ag man, jy's praat twak, jy's vol nonsens, wat probeer jy nou doen? Kom wees soos ons wil beter wees as die ander, ons kan dit doen, en dit is in ons krag, en. Nee. Ons moet die Here dien in alle nederigheid. Romeine 12 vers 16 sê, wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. By wie moet ek my voeg? By die nederige. Waarna moet ek nie streef nie? Na die hoë dinge, die trots en hoogmoed, die hoogmoedige dinge. En ek moenie eie wys wees nie. Hoekom nie? Want wat is die probleem met eie wysheid? Kom ons lees in 1 Samuel 15 vers 23. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eie sinnigheid is afgoderry en beeldediens. Eie sinnigheid beteken ek is eie wys. Man, dis hoe ek dit sien en basta. Jy sal my nie van anders oortuig nie. Ook nie oor die dinge van die Bybel nie. En. So ek is eie sinnig, so ek is besig met afgoderry en beeldediens, want ek maak 'n afgod van myself en 'n beeld van myself. En dan staan daar, omdat jy die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp. So my broer en suster, wil ek en jy die kans waag dat God ons sal verwerp as sy konings hier op aarde, net omdat ek nie bereid is om klaar te maak met my trots en hoogmoed nie?
Maar kyk wat sê Kolossense 3 vers 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Weereens, ek moet dit aantrek. Ek moet nederigheid aantrek soos 'n kleed. Dit moet soos 'n mantel om my hang. En dit is my awesome as ons weet, as ek die wapenrusting van God aan het, is dit hierdie wapenrusting wat helder skyn in sy heerlikheid. En om te keer dat ek nie verblind word deur hierdie wapenrusting nie, moet ek 'n mantel van nederigheid oor dit dra. Dat ek nog steeds hierdie volle wapenrusting kan dra, wat die heerlikheid van God uitskyn, maar is onder hierdie nederigheid en ek word nie verblind daardeur nie en ek kan die oorlog beklei. Ek kan die vyand sien aankom. Ek kan die vyand identifiseer en ek weet hoe om dit teen te staan in die krag van die Heilige Gees en in volgens die woord van God om te sê Satan, daar staan geskrywe. En dan gaan ek die loon ontvang. Wat is die loon van nederigheid? Spreuke 22 vers 4 sê, die loon van nederigheid is die vrees van die Here, is rykdom en eer en die lewe. Die King James sê, the fruit of humility is the fear of the Lord, riches and glory and life. En mense, weet jy wat? Dis 'n wonderlike loon, is die vrees van die Here. Nou weet jy wat? Die vrees van die Here beteken om 'n eerbied, respek, ontzag en 'n liefde vir God te hê wat jou nader trek aan hom. Spreuke 1 vers 7 en Spreuke 2 vers 1 tot 6 sê, jy sal die vrees van die Here verstaan as jy besef dis die beginsel van alle kennis. Dit is die begin van alle geestelike wysheid, geestelike kennis, geestelike insig. Dis die vrees van die Here. Want as ek geestelike insig kry oor wie hy is, dan beteken dit, ek word al hoe liewer vir hom, ek kry al hoe meer eerbied vir hom, al hoe meer respek, al hoe meer ontzag vir hom, en hoe meer eerbied, respek, ontzag en liefde ek vir hom kry, hoe meer wil ek soos hy wees, hoe meer soos ek soos hy word, hoe meer wil ek van hom leer, hoe meer ek van hom leer, hoe meer kry ek 'n eerbied, respek en ontzag vir hom, en hoe meer eerbied, respek en ontzag ek vir hom kry, hoe nader kom ek aan hom, hoe nader ek aan hom kom, hoe meer word ek soos hy, hoe meer ek, en sien julle mense, dit gaan aan en aan en aan, en is 'n wonderlike ding wat my al hoe nader aan God trek, die vrees van die Here, en dit bring rykdom en eer en die lewe, dit bring ook die ewige lewe. Maar ons moet besef, Jakobus 4 vers 10 sê, verneder julle voor die Here. Dit is die enigste plek waar ek myself kan verneder. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Om my voor mense te verneder in die hoop dat hulle my sal verhoog, beteken niks. Nee, ek moet my voor die Here verneder, en hy sal my verhoog, want Psalm 25 vers 9 sê, hy sal die ootmoediges, dis die nederiges, lei in die reg, en die ootmoediges sy weg leer. So wie gaan hy lei in die reg? Die nederiges. Wie gaan hy sy weg leer? Die nederiges. Nie die trotses en hoogmoediges nie. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig. Dis natuurlik die oomblik as ek wedergebore word. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nou ja, as hy dan nou in my lewe, wat beteken dit? Dit beteken dat ek ook die voorbeelde moet navolg wat hy vir my gegee het. Watter voorbeelde het hy vir my gegee? Kom ons lees die volgende verse dan ook saam. Johannes 13 vers 5 tot 14. Jesus het van die maaltyd af opgestaan en sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan, die Here en die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Dit beteken, ek en jy moet ook bereid wees om iemand anders wat my te nagekom het, sy voete te gaan was. In sommige gevalle is dit fisies. Ons kry die wonderlikste getuienisse van mense wat deur die Here gelei was om iemand anders se voete te gaan was in nederigheid en daardie verhoudinge dan herstel word. Maar in sommige gevalle is dit net in die gees. Om te kan sê, om na iemand toe te gaan en te sê, weet jy wat, ek spreek jou vry vir wat jy aan my gedoen het, of ek vergewe jou vir wat jy aan my gedoen het, of ek vra jou, vergewe my vir wat ek aan jou gedoen het, vergewe my omdat ek in trots en hoogmoed teenoor jou opgetree het, en weet jy, dit herstel verhoudinge. En Jesus sê, die voorbeeld wat hy was, so moet ons ook wees. Wat 'n voorbeeld was hy vir ons? 'n wonderlike, fantastiese voorbeeld van nederigheid. Maar nog steeds het hy daarna opgestaan en gesê, so is dit. So hy het nog steeds met autoriteit gespreek. Kyk wat sê Johannes 3 vers 30. Hy moet meer word, maar ek minder. In my persoonlike vertaling van hierdie teksvers wil ek dit graag sien, hy moet alles word en ek niks. Christus moet alles in my word. As hy wat in my woon,
Jesus Christus is, wil ek graag my hele lewe 100% aan hom oorgee. Nie net 50% nie, ek het so ruk terug in die Noord-Kaap bedien, en daar was ek dink dit was 'n Boesman prediker wat gesê het, julle moet een ding weet, repentance is not a rip-off, it's a life for a life, dis sy life vir jou life. Jy sien, ons kan nie net sê, maar die Here Jesus het 50% aan die kruis gesterf, ek gee vir hom net 50% nie, nee, die Here Jesus het 100% aan die kruis gesterf, daarom wil ek 100% vir hom gee, 100% van my besigheid, 100% van my huwelik, 100% van my verhouding met my vrou, 100% van my verhouding met my kinders, 100% van my finansies, alles wil ek vir God gee, sodat hy my kan leer, hoe om te lewe soos wat hy dit wil hê, en soos wat hy dit beplan het, en in daardie mate wat ek myself oopstel vir Jesus, en vir sy Heilige Gees se werking in my lewe, sal ek al hoe meer heilig, rein en suiwer lewe, en sal ek al hoe nederiger word, soos wat Jesus nederig was. En onthou wat ons ook in die eerste gedeelte gesê het, ons dien 'n lewende God, want Jesus sê, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En alle eer gaan ons Here Jesus Christus. Alle eer aan ons Jesus vir die feit, dat hy aan 'n kruis gesterf het, dat hy vir ons die voorbeeld was van heiligheid, reinheid en suiwerheid, dat hy vir ons die voorbeeld was van nederigheid, sodat ek en jy ook so kan lewe. So my vriende, ek kan net bid, dat die Heilige Gees hierdie boodskap, nadat jy hierdie DVD afgeskakel het, in jou hart sal het begin lewe, dat jou gees sal opstaan en sê, waarlik, ek wil so heilig wees soos wat God wil ek moet, ek wil so nederig wees soos wat Jesus was, ek wil hierdie karaktereienskappe van Jesus ook in my lewe uitlewe, en jy moet vra, en die Here sal jou help, my vriend en vriendin, jy kan dit doen, moenie laat enigiemand ooit meer vir jou sê, jy kan dit nie doen nie, of dis nie moontlik nie, want my Bybel sê, jy is tot alles in staat, deur Christus wat jou die krag gee, so jy is in staat om so heilig te lewe, deur Christus wat jou die krag gee. Jy is in staat om so nederig te lewe, deur Christus wat jou die krag gee. Jy is in staat om in totale autoriteit te lewe, deur Christus wat jou die krag gee. Maar dan moet jy vra, want die Bybel sê, vra en jy sal ontvang. So dis tyd dat ons begin vra vir die Vader. Moenie dat die Satan ons verder weerhou daarvan, om met vrymoedigheid voor sy genade troon te kom nie. So kom ons sluit af, en as ek klaar afgesluit het met hierdie gebed, aan die einde van hierdie DVD sal daar nou die gebed wees, as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, bid gerus hierdie gebed aan die einde van die DVD hardop saam, en neem hom aan as jou redder, saligmaker en verlosser. Jy kan dalk net die ewige lewe vind daardeur, maar onthou, as die Satan jou probeer weerhou daarvan, kan jy dalk net die ewige lewe verloor daardeur. Die keuse is joune, ek kan dit nie namens jou kies nie, ek wens so ek kon saam met jou, of namens jou kies. Dit wat ek hierdie afgelope 9 jaar beleef, is 'n wonderlike avontuur. Wil jy dit nie ook hê nie? Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus Christus wil ons U loof, prys en eer, dat U Here Jesus gekom het en vir ons die voorbeeld kom wees het van nederigheid. Ware, Christelike, goddelike, geestelike nederigheid. Maar wat ook saamloop nog steeds met geestelike autoriteit. Here, dit klink soos 'n teenstrydigheid, soos 'n paradoks, maar ons weet, dis hoe dit by U werk. Ons kan net in geestelike autoriteit lewe as ons werklik nederig is voor U troon. En dankie daarvoor, Here. En ek wil bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees, en dat die elke persoon wat hierdie DVD gekyk het, sal seën met nuwe insig, en met nuwe honger na U woord, en as hulle die Bybel begin lees, Here Jesus, dat U Heilige Gees vir hulle die woord sal oopbreek, dat hulle dit sal verstaan soos nog nooit van tevore nie. En Here, elkeen wat aan die einde van hierdie DVD, hierdie gebed gaan bid om U aan te neem as sy redder, saligmaker en verlosser. Dankie dat U sy gebed aanneem, en dankie dat die engele gaan juig vir nog siele wat toegevoeg word in die koninkryk. U kry die eer, U kry die dank, die aanbidding, in Jesus se naam. Amen.